Dis tyd vir jou weeklikse regsadvies en dis met trots geborg deur Burden Swart en Botha Prokureurs. As jy 'n regsprobleem het, SMS die woord advies na 49905 gevolg deur jou vraag en ons bespreek dit miskien volgende week. Burden Swart en Botha Prokureurs se slagspreuk is nie verniet "We take the burden out of your legal work" nie. Burden Swart en Botha Prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek aburden.co.za sommer nou. En soos ouer gewoond op 'n maandagmiddag is Andrew hier saam met ons. Andrew, welkom weer eens. Hallo. Dankie, hallo Kevin, hallo Riva. Hallo Andrew. Riva, ek sê nou net vir hom, hy het 'n goeie naweek gehad, want sy span het nie gespeel nie, so dis goed. Ja, dis kyk, goed. dit is die beste posisie om in te wees, is daai posisie waar jou span 'n loslootjie het, né? My span het daarom gewen, hy sy 4 punte gekry, né? Oh, shame. Andrew, waar gesels ons vanmiddag? Ons selfs vanmiddag oor aanneming van kinders raak al hoe meer 'n onderwerp, selfs internasionaal. Elke nou en dan is daar 'n nuwe bekende persoonlikheid wat kinders aanneem. So dink maar aan Angelina Jolie en Brad, hulle Brad baie en so aan, ja. hulle het al baie aangeneem. Nou in ons wet word aanneming ook behandel. En die doel van aanneming is om kinders te beskerming en te versorg deur 'n veilige en gesonde omgewing met positiewe ondersteuning te bied. Ook om kinders met ander veilige en versorgende familiebande in aanraking te bring met die oogmerk daarop dat dit lewenslank sal aanhou. Nou die vraag is onmiddellik, watter kind is aanneembaar? Enige kind wat aanneembaar is, en enige kind bo 10 jaar moet ook skriftelik toestem. En 'n kind kan ook aangeneem word as dit in sy beste belang is. Ja. 'n Kind is aanneembaar, nou jy kan nie enige kind net aanneem nie, 'n kind is aanneembaar as hy 'n weeskind is. Die kind se ouer of voog nie gevind kan word nie. Hy geabandoneer is, wat jy baie keer kry, Shame. mense net kinders Weggooi. Ja. weggooi kinders op die stoep los of partykeer by die vullishope los ensovoorts. Die ouer of voog die kind mishandel of verwaarloos, die kind 'n permanente alternatiewe plek van plasing nodig het. Maar dan watter persone mag nou kinders aanneem? En dit is nogal interessant, wat die wet bepaal is dat die kind kan gesamentlik aangeneem word deur 'n man en vrou, 'n paartjie wat 'n permanente lewensvennootskap het, ander persone wat 'n gesamentlike huishouding deel en 'n permanente familieeenheid vorm. Maar dan gaan die wet ook verder, en dit is altyd 'n paartjie. Nou sê hy 'n weduwnaar, weduwee, geskeide of ongetroude persoon. En dan ook iemand wat getroud is met iemand wat 'n kind het, kan daai kind ook aanneem. En die kind kan ook die biologiese pa van 'n kind wat gebore is buite die eg, en die pleegouer van 'n kind kan ook die kind aanneem. Ek wil gou hier inval, Andrew. Hoe lank neem so 'n proses? En sommer so van jou min of meer. Hoe lank neem dit? Ja, dit is 'n redelike ingewikkelde, langdurige proses, want daar moet sekere ondersoeke gedoen word ensovoorts. Daar moet 'n sosiale werker wat in aanneming spesialiseer, moet die kind ondersoek, die omstandighede ondersoek ensovoorts. Aansoek word deur die proses gaan. Dis 'n redelike lang proses. Dis nie 'n kort proses nie. Dit moet seker gemaak word. En dan ook wat belangrik is dat die kind wat bo 10 jaar is, moet self skriftelik toestemming gee, of die kind wat onder 10 jaar is, maar wat sy ontwikkeling, ouderdom ensovoorts is, dat hy kan besef waaroor dit gaan, moet ook toestemming gee daartoe. Dus is nie 'n kort proses nie. Die wetgewer se doel was nie dat daar 'n fout gemaak moet word daardeur nie. Nou, dan die voornemende, net om aan te gaan daarby, die voornemende ouer moet gepas en bevoeg wees om met die ouerlike regte en verantwoordelikhede van die kind toevertrou te word. En hy moet bevoeg en bekwaam wees om die ouerlike regte en verantwoordelikhede om hom of haar te neem en dit te onderhou en uit te oefen. En dan natuurlik, iemand onder 18 jaar kan nie 'n kind aanneem nie. Jy moet onder bo 18 jaar wees. En daar is 'n hele assessering wat deur die sosiale werker wat gekwalifiseer is gedoen moet word oor die hele proses en die persone.
En 'n interessante ding is dat 'n persoon mag nie gediskwalifiseer word om iemand aan te neem as gevolg van sy finansiële status nie. Rarig. Dus al het jy nie die geld nie, kan jy nog steeds die kind aanneem. My Onthou, wêreld. wat is die vraag, is die beste belang van die kind. Ja. En om in die kind se die Behoeftes te regte kan en voorsien. verantwoordelikhede Yes. ten aansien van die kind te kan oorneem. Nou die biologiese vader van 'n kind wat nie voogdyskap het nie, of die pleegouer van 'n kind, het die reg om oorweeg te word as die kind vir aanneming opgegee word. En ek sal nou verder gaan oor daai spesifieke aspek. Ons gesels met Andrew en net hierna gesels ons verder. By enige aanneming moet daar 'n toestemming gegee word deur aanneming. Dit is een van die vereistes wat die wet stel. En 'n kind kan slegs aangeneem word indien toestemming gegee word deur beide ouers, ongeag of hulle getroud is of nie, en dan as die ouer self 'n kind is, die ouer wat moet toestemming gee, dan moet die ouer bygestaan word deur sy voog of deur enige ander persoon wat voogdyskap hou oor die kind, kan toestemming gee. En soos ek net nou gesê, die kind self, as die kind 10 jaar of ouer is. Ja. 10 is eintlik jonk, né? 10 is nog 'n baby, man. Ja, daar moet natuurlik gekyk word. Onthou, dis 'n permanente lewensverandering by die kind. En as die kind kan verstaan waaroor dit gaan, kan selfs onder 10 is die kind onder 10 se toestemming nodig. Net op daai punt het so pas 'n SMS ingekom wat vra, dis die pa obviously wat die SMS stuur en vra, wanneer kan my seun wat nou by sy ma woon besluit wanneer hy by my wil kom woon permanent? Wel, daar gaan dit oor die kind se volwassenheid, die kind se ouderdom wat hy is, die lewenservaring wat hy het, onder sulke omstandighede. Die kind kan nie net besluit nie, maar die kind se wens sê die kinderwet moet in ag geneem word en dit tel. Inteendeel, hy moet geraadpleeg word daaroor. Maar dit is een van daardie gevalle normaalweg, ons kry dit geweldig baie. As die ouers nie tot 'n vergelyk kan kom nie, dan word dit verwys na die gesinsadvokaat toe. Jy bring 'n aansoek, die gesinsadvokaat neem daardie besluit of maak die aanbeveling met die hulp van sielkundiges wat aangestel word, en ook sosiale werkers ensovoorts wat aangestel word om te help om daai besluit te neem. Dis nie net die kind se wens om dit te besluit nie, want jy kry by die einde van die dag, en die probleem wat daar natuurlik ontstaan, is draak weer eens getoutrekkery, en ons kry dit baie, dat die een ouer beloof dit en die ander ouer beloof dat, en die kind is tussenin. Jy kan nie finale sê by 'n kind wat 10, 12, 14 jaar oud is, en wat dan nou eintlik maar omgekoop kan word deur 'n ouer nie. Dit moet vir die regte redes gebeur, né? En op die einde, die bottom line is, dit gaan oor die kind. Se beste belang. As ek nou byvoorbeeld vir hom sê, nee, ek gaan vir jou meer sakgeld betaal. Dit kan nie die bepalende faktor wees nie. Daar's baie meer as net dit. Baie meer as dit. Daar's nou 'n geval waar dis die pa se beurt om die kind te kry, maar die ma beloof One Direction kaartjies. Come on, die pa beloof 'n fiets en die ma kry dit nie. En dit is verongelukkig, dis 'n getoutrekker. Ja. Dit is hoekom dit baie belangrik is om 'n objektiewe opinie iewerster te kry. Correct. Dit raak ook deesdae, dit is ook deur die kinderwet, word dit ook in sekere gevalle, dit word aanbeveel in sekere gevalle vereis, dat daar iemand aangestel word, 'n mediator. Baie keer gebeur dit by 'n egskeiding, dat daar iemand aangestel word, gewoonlik 'n sielkundige of 'n sosiale werkster of 'n maatskaplike werkster wat met kinders werk, wat dan kan, as daar 'n dispuut is tussen die ouers van hierdie aard, dan kan dit daarna verwys word en dit kan deur die persoon besleg word. Ja. Die dispuut, sonder dat jy nodig het om hof toe te gaan. Sure. Andrew, baie dankie weer eens. Baie dankie vir jou goeie raad. Elke maandag, ons waardeer dit. Groot plesier. Dankie julle. Waar kan ons jou in die hande kry? Gee gou vir ons 'n nommer. En my kantoornommer is 012 346 3554 en my e-posadres is andrew@aburden.co.za. Maklik. Baie maklik. So gesels Andrew van Burden Swart en Botha Prokureurs. Andrew, ons gesels volgende week verder. Dankie. Bye.